Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Oor die wet soos dat Jesus het opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, terwyl jy so bly sit, kom ons bid nou saam. Ons wonderlike hemelse Vader, Here, die wonder van ons geloof op grond van die getuienis van die skrif is dat die enigste alwyse en almagtige God wat sterre en planete stelsels in sy hand hou, op 'n wonderbaarlike wyse in ons harte teenwoordig is. Here, U daar wees in ons lewens is die beslissende wat ons bely. Daarom is Pinkstertyd vir die kerk besonders, want ons bely dat Jesus se belofte aan sy disippels waar geword het, dat hy die Gees van waarheid sal stuur. Nou wil ons vanoggend in die prediking kom hoor, Here, wat is dit wat die Heilige Gees in ons lewens doen? En wat is ons rol daarin as gelowiges? So terwyl ons die skrif dan nou oopmaak om dit te leer, kom nou o Vader en vul ons
met die volle heerlikheid van die waarheid van u woord. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees vanoggend uit die Johannes Evangelie. Broers en susters, ek kan miskien net inleidend net die opmerking maak dat ons glo dat die enigste van die evangelies, van ons 4 evangelies wat deur 'n oog en oorgetuie geskrywe is, was waarskynlik die Johannes Evangelie, omdat Johannes 'n disipel van Jesus was. Daarom is hierdie pragtige afskeidsgesprekke van Jesus waarskynlik in die week van sy kruisiging, daar in die bokkamer, net deur Johannes opgeteken, omdat die ander evangelieskrywers en hulle bronne waarskynlik nie daarvan bewus was nie. Daarom is dit 'n besondere gedeelte uit die pragtige Johannes Evangelie, hoofstukke 14 tot 17, waar Jesus sy disippels voorberei op sy dood, sy naderende dood, en dat hy ook vir hulle beloof dat hy hulle nie alleen los nie, hy stuur die Gees, maar ook aan hulle die opdrag gee, dat hulle nou sy werk op aarde moet voortsit. So as jy eers eendag 'n bietjie tyd het en jy wil bietjie kyk na die woord van die Here, lees gerus daardie baie aangrypende hoofstukke, die sogenaamde afskeidsgesprekke van Jesus met sy disippels in Johannes 14 tot 17. Ons lees dan 'n paar verse uit hierdie gesprek wat Jesus waarskynlik daar voor sy dood met sy disippels gehad het. Hoofstuk 14 vanaf vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het, en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Kom ons lees daardie deel van Johannes sy getuienis en sy evangelie oor die woorde van Jesus as ons skriflesing vanoggend. Broers en susters, die kinders van God luister ook na die woorde van God. Jesus beloof, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, die Gees van die waarheid. Liewe broers en susters, in die Here weggaan is altyd 'n hartseer saak. Baie keer 'n pynlike saak. Of 'n mens tydelik van iemand weggaan, en meer so as 'n mens permanent weggaan. Ons geleesde gedeelte uit Johannes 14 beskryf 'n dramatiese afskeidstoneel. Ons tref hier 'n baie emosionele groep mans aan. Die disippels en hulle geliefde meester. En in hierdie deel van Jesus se afskeidsgesprekke met sy disippels sien ons eintlik die dieptepunt
van Jesus se liefde vir sy nouste volgelinge. En hy praat oor weggaan, oor permanent weggaan. En 'n mens kan jou die disippels se reaksie eintlik voorstel. Want hulle verstaan nie Jesus se weggaan nie. Daar is verbasing, teleurstelling, skok. Maar hulle besef ook die implikasies van Jesus se weggaan. Hulle bly alleen agter in 'n vyandige wêreld, met die Joodse godsdienstige leiers en die Romeinse soldate. En getrou aan Jesus se aard, gaan sy hart uit na hulle. Hy self staan voor 'n baie groot geestelike en fisiese uitdaging. Hy weet dat hy binnekort gekruisig sal word, en tog is sy bekommernis in hierdie afskeidsgesprekke nooit oor hom nie, maar oor sy vriende. En soos Jesus se gewoonte altyd in die tye van krisisse, hy bid. Daar is geen groter voorbeeld van 'n bidder in die ganse Bybel as Jesus nie. Hy bid tot die Vader en hy tree vir sy vriende in. Die Griekse werkwoordjie wat ons hier in Afrikaans met bid vertaal, beteken eintlik iets so smeek, ernstig versoek, pleit. En dit is wat Jesus hier doen. Hy tree in vir die disippels en hy vra dat die Vader tog die Heilige Gees, die trooster, die voorspraak na hulle sal stuur. Wat hy eintlik vra is dat die Heilige Gees wat reeds in hulle is, wat van die eerste oomblikke van die skepping teenwoordig was, nou baie meer kragtig en dinamies in hulle werksaam sal wees. En geliefdes, hierdie smeekgebed van Jesus vir sy eerste disippels, soveel jare gelede, word elke dag sedertdien herhaal. Want dit is wat Jesus na sy hemelvaart doen. Hy tree vir gelowiges in. Hy doen vir ons voorbidding. En dit is eintlik ten diepste wat die kerk in hierdie tyd met Pinkstertyd herdenk. Nie soseer net die sigbare en kragtige uitstorting van die Heilige Gees daardie dag in die kamer met die rukwinde en die vuurtonge wat op die apostels gekom het nie. Ons herdenk dat hierdie smeekgebed van Jesus, vereen my, dat ons as gelowiges die volle kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewens sal ervaar, wat ons sal inspireer en begelei, dat dit in ons lewens waar geword het. Ons sal eens goed doen om te kyk hoe die Nuwe Testament veral beskryf wat dit is wat die Heilige Gees doen, wanneer 'n mens jouself vir die Gees van God oopstel. Die eerste is dat die Heilige Gees dan heeltemal van jou besit neem, as jy hom toelaat. Hy bepaal dan jou verstand, jou denke, jou hart, jou emosies, jou woorde, jou handelinge. Hy bepaal wie jy is. En hy help my om te praat en te doen, terwyl ek die Here altyd voor oë hou. Die tweede saak is dat die Heilige Gees leer ons om buitengewoon te lewe. Hy bepaal die onbeperkte omvang van my geestelike lewe. Want hy gee aan my krag, dapperheid en geloofsmoed in die geloof, maar ook toewyding en gehoorsaamheid aan die Here se woord. Reg deur my lewe, my hele lewe, is die Heilige Gees elke dag besig met 'n proses wat die Nuwe Testament beskryf as heiligmaking. Elke dag skaaf hy aan my, vorm hy my, werk hy aan my, om in alles al hoe meer te groei en te word wat God wil hê ek as mens voor hom moet wees. Die Heilige Gees maak my ook veral deel van die kerk. Die Gees van God
werk deur die kerk. Hy maak my hele lewe 'n stuk getuienis vir hom, hier in die liggaam van Christus. Hy werk so sterk in en deur my, dat my lewe in 'n sekere sin verkondiging word. As ek praat, dan hoor die mense die Here in my. As ek kies om te reageer, word die Here in daardie reaksie duidelik. As ek besluit hoe ek gaan optree in 'n situasie, dan word die Here in daardie optrede sigbaar. En dan die hoogtepunt van die Heilige Gees in my, is hy lei my tot 'n lewe wat oor graf en dood heen strek na 'n ewige lewe, wat hierdie aardse lewe met sy tydelikheid en sy verganklikheid oortref. Hy lei en begelei my tot 'n heerlike ewige toekoms. Daarom dat Jesus vir sy disippels so sê, hy sê, die voorspraak sal vir ewig by jou wees, ook na jou dood. Maar teenoor geliefdes, teenoor al die beloftes en wonderlikhede wat met die koms van die Heilige Gees voorsien word, is daar in hierdie gedeelte ook ongelukkig 'n wanklank. Want teenoor die kerk staan die wêreld. Teenoor die ontvangs van die Heilige Gees staan die wêreld wat die Heilige Gees nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie ken nie en hom nie ervaar nie. En daarmee kom noodwendig dan dat die ontvangs van die Heilige Gees en 'n lewe deur die Gees van God in hierdie wêreld, in ons lewens altyd 'n strydkarakter sal hê. Want ons leef in 'n wêreld wat vyhandig staan teenoor God en die Gees van God. Maar sê Jesus, die grootste bedreiging vir die Gees in jou hart is baie keer nie die wêreld daar buite nie, maar is baie keer jouself. Die voortdurende geneigtheid om die liefde van God nie te verstaan nie. Ons sondige menslike geneigtheid om Jesus se opdragte nie uit te voer nie en nie gehoorsaam aan God te lewe nie. Daarom is die openingswoorde van Jesus se gesprek oor die weggaan van die Heilige Gees se kom so belangrik. Jesus sê eers, as julle my liefhet, dan sal julle my opdragte uitvoer. En dan gaan hy eers voort om te sê, dan sal die voorspraak, die Heilige Gees in jou wees. So die Heilige Gees, geliefdes, in ons, is nie 'n geval van passiewe ontvangs nie. Dis 'n geval van werk in God. Voortdurende, toegewyde werk in jou geloof van gehoorsaamheid om sy opdragte uit te voer. Gemeente, ons vier dan saam met die kerk van Jesus Christus in hierdie dae wêreldwyd Pinkster. Die herdenking van die gebeure toe die Heilige Gees uitgestort is. Maar ons bely ook saam met die kerk dat Jesus se beloftes aan sy vriende en sy navolgers waar geword het. En dat die Heilige Gees nou baie meer innig en kragtig in ons lewens is. En elkeen van ons bely vandag dat ook my hart en verstand vir die Gees van God oopgestel moet wees, sodat hy my woorde, dade kan rig. Maar ons bely ook, Here, help my om die voortdurende geneigtheid tot sonde te werk, sodat ek kragtige getuienis kan lewer vir U in die wêreld daar buite en in U liefde altyd bly. Dan sal ook ek in hierdie Pinkstertyd vind dat die vrede van God, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, ook my hart en my sinne sal bewaar in die Here. Daartoe help hy ons altyd. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, dankie vir die wonder van die Heilige Gees in ons lewens. Maar Here, ons bely ook. Ons slaag nie altyd daarin.
om onsself altyd oop te stel vir dit wat goed is. Help ons dan om die sonde in ons lewens te werk. En om elke dag, Here, U te ontvang, sodat U kragtig, persoonlik deur ons geloofslewens werk, maar hier ook in die kerk en gemeente, waar elke byeenkoms staan in die teken van U wonderlike liefde. Seën ons, Here, in hierdie Pinkstertyd, en laat U Gees weer opnuut in die harte van mense werk, sodat ons 'n wêreld sal skep van vrede en liefde. Dit vra ons van U in Jesus Christus se naam. Amen. Liefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld. Amen.